Hemel, hoe wonderlik is dit om saam met ons geliefdes bymekaar te kom, Here, om U naam groot te maak en ook om U aangesig te soek. Vader, ons is dankbaar dat U ons hierdie week gedraai het en dat ons vanoggend ons weg kon vind na U huis. Here, en waar ons na U aangesig soek, Here, vra ons dat U ons nie sal teleurstel nie, maar neem enige iets weg, Here, wat skeiding maak tussen ons en U. En vanoggend, Here, waar ons hier voor U is en waar ek die brood van die lewe moet breek, Here, vra ek dat U my sal wegneem, Here, en dat net U sal hier voor staan en dat dit U woorde is wat gespreek sal word. Ons vra die Here dat U ons sondaars genadig sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens welkom vanoggend. En vanoggend se teksvers is Openbaring 3 en Openbaring 3 vers 8 en dan vers 10 en dit is 'n gedeelte wat uit die brief aan die gemeente van Philadelphia is en dit lees soos volg. Openbaring 3 vers 8. Ek ken jou werke, kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Vers 10. En omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Mag die Here dan die lees van sy woord seën en dan ook die boodskap vanoggend. Dankie. Goeiemôre aan elkeen. Baie welkom in die huis van die Here. Ons sal nou die diens voortsit deur saam te sing van lied 144. Thank
Weer eens welkom vanoggend en ek hoop dit gaan goed met julle almal. En ek was vanoggend so 'n bietjie bekommerd om te sien ons is min mense, maar ons weet daarom dat daar waar 'n leserplek is, dat die Here sy engele sal stuur om dan ook vanoggend met ons te wees. Goed, so volgens 'n populêre soek-engine is daar in die jaar 2024 en dis laas jaar na beraming ongeveer 2.4 biljoen mense in die wêreld wat een of ander vorm van die Christelike godsdiens beoefen. Dit beteken dat so amper 1/3 van die wêreld se bevolking dan in die breë sin daarvan Christene is. Nou indien almal van hulle, hierdie 1/3 van die wêreld se bevolking wat reken dat hulle Christene is, regtig bekeerd is die veronderstelling dat die sulkes hulle sal toewy aan gesprekke waar God en die ewige dinge die sentrale punt is en dit wat hulle doen en dit waar hulle mee besig hou absoluut net sal wees om God te verheerlik. Maar waar in die populêre kerke van ons dag is die gees van toewyding aan God? Is daar dalk iets wat maak dat die Christen wêreld eintlik maar net dieselfde is as die wêreld waarin hulle woon? En as ons die sirkel dan vanoggend veel kleiner trek, vra ek myself maar daar dieselfde vraag: hoe lyk my toewyding aan God? Is my toewyding aan my Skepper van so 'n aard dat dit 'n direkte impak maak in die wêreld rondom my, of maak ek ook net deel uit van 1/3 van die wêreld se bevolking wat net 'n naam dra? So Openbaring 3 se gedeelte van vanoggend is dan 'n gebeurtenis wat vir ons nog in die toekoms lê. En voor daardie tyd dan aanbreek, is daar iets baie belangrik wat toepassing op ons, wat deel uitmaak van die bevolkingsgroep wat dan bely dat ons Christene is. Nou ek het al in die verlede 'n fout gemaak om te dink dat ons in die tydperk van die gemeente van Laodicense is, dat die ander boodskappe van die ander gemeentes nie veel betrekking tot ons het nie. Maar ek het agtergekom dat ons baie van die ander gemeente se boodskappe kan leer. En vanoggend het ek dan 'n gedeelte uitgehaal uit van die gemeente van Philadelphia en ek lees weer vir ons Openbaring 3 vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Nou Ellen White gee vir ons 'n baie goeie insig met betrekking tot hierdie spesifieke vers en ek lees dit vir ons en ek het dit nie vertaal in Afrikaans nie, so verskoon maar die Engels. En sy skryf: Just before us is the hour of temptation which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Revelation 3:10. All whose faith is not firmly established upon the word of God will be deceived and overcome. Satan works with all deceivableness of unrighteousness to gain control of the children of men, and these deceptions will continually increase. But he can gain his objects only as men voluntarily yield to his temptation. Those who are earnestly seeking a knowledge of the truth and are striving to purify their souls through obedience, thus doing what they can to prepare for the conflict, will find in God of truth a sure defense. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee, is the Saviour's promise. He would sooner send every angel out of heaven to protect his people than to leave one soul that trusts in him to be overcome by Satan. En dit kom uit die Groot Stryd bladsy 56. So dit beteken dan dat volgens Openbaring 3 vers 10 dat daar 'n definitiewe periode kom waar die hele wêreld beproef gaan word en voor 'n baie groot besluit gaan staan gaan kom. 'n Toets wat sal bepaal aan watter kant jy staan. Maar voordat ons op daardie uur van beproewing kom, is die Satan net so besig soos altyd en hy probeer sy uiterste bes om die mens in die duister te hou. Hy weet dat indien die mens nie die nood raak sien nie,
die mens nie sal voorberei nie, maar net rustig sal voortgaan met sy daaglikse bestaan. Dit is asof hy die mens wil kondisioneer en hulle so besig hou dat daar min tyd afgestaan sal word om geestelik te kan groei en om die waarhede wat in die Bybel te vind is vas te lê. En ek reken dat die Satan baie groot sukses behaal, of miskien is daardie statistiek dan nie regtig reg nie, en dan is daar dalk nie regtig 2.4 miljoen Christene in hierdie wêreld van ons nie. In plaas daarvan dat ons sit met 'n baie groot groep mense wat nie geestelike reëse is nie, sit ons met 'n klomp groot groep wat eintlik maar net geestelike dwergies is. Die Satan poog altyd om die mens op 'n dwaalspoor te lei. En sy werk is deur misleiding en deur alle soorte versoeking oor op ons pad te bring. Hy wil graag die mens op die plek bring waar die persoon 'n begeerte het om die verkeerde of onwyse ding te wil doen, of om net mooi niks te doen nie. En om daardie stand van sake te bepaal waar ek myself bevind, kyk ek na die woorde van Jesus, en die woorde van Jesus is altyd 'n baie goeie vertrekpunt. Nou Jesus se woorde aan Pilatus tydens sy verhoor net voor die kruisiging bevestig net weer eens vir ons die feit dat ons in Jesus daardie sekerheid vind. Want van die begin af is en sal Jesus die waarheid wees. En dis vind ons in Johannes hoofstuk 1. En hier by die kruisiging waar Jesus valslik beskuldig word en hy basies alleen staan, bly Jesus nog steeds getuig vir die waarheid ten spyte van dit wat om hom gebeur en dit wat aan hom kom is. So Johannes 18 vers 37 lees ons die volgende gedeelte. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? En Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. En elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. So Jesus se aardse bediening was om ons van sonde te red, maar dit was nie net al nie. Dit was ook gerig om dit wat vals was en om misleiding in sy ware lig te stel. Om die werke van die bose openbaar te maak, sodat ons beide kante van die saak kan sien. As ons sou sê dat ons die waarheid dan wil hê en dit wil deel maak van ons lewens, dan behoort ons ook, soos Jesus sê in Johannes 18 vers 37, om na sy stem te luister. Dan het ek hierdie ander interessante gedeelte ook gevind in die Gees van Profesie, en ek lees vir ons 'n gedeelte uit Homeward Bound. In many of the rivals which have occurred during the last half century, the same influences have been at work to a greater or less degree. That will be manifest in the more extensive movements of the future. There is an emotional excitement, a mingling with the true and the false, that is well adapted to mislead. So wat is dan daardie misleidings waarvan Jesus sy volgelinge oor gewaarsku het? Soos my opskrif van vanoggend in my boodskap, waarvoor moet ons pas op en waarvoor moet ons op ons hoede wees? Want soos ek na ons Christen wêreld kyk vandag, sien ek dat meeste van die mense nie oppas nie en meeste mense nie op hulle hoede is nie. En die vers waartoe ons gewoonlik gaan wanneer ons mense wil waarsku, veral omdat ons hierdie boodskap van die wederkoms het en die hoop wat daarmee gepaard gaan, en dit wat ons graag vir mense voorhou is natuurlik Matteus 24, waar dit praat van al die misleidings wat in die toekoms op ons pad gaan kom en waarvoor ons moet versigtig wees. Maar ek dink ons fokus baie so op en net op Matteus 24 en dit wat dit vir ons voorhou dat hierdie misleidings wat die Satan gaan bring op ons pad en die ander waarskuwings van Jesus, dat ons die ander waarskuwings van Jesus so bietjie uit die oog verloor en of ons dink dat die ander waarskuwings van Jesus dalk bietjie minder belangrik is. So ek het gepoog vanoggend en bietjie hersiening te doen
en na 'n paar gedeeltes kyk waar Jesus sy volgelinge oor waarsku en waar hy vir sy volgelinge raad gee. En ek gaan dalk so 'n bietjie vinnig deur dit gaan en indien u dan graag wil, skryf dit neer want ek dink tyd gaan ons bietjie inhaal. So die eerste een waarna ons vanoggend kyk is Matteus 6 vers 1. En Matteus 6 vers 1 lees: Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. So Jesus waarsku ons moet versigtig wees vir menslike erkenning of menslike toekenning. Die skrif leer ons om te gee soos ons harte voel om te gee en soos ons oortuig is. En ons moet nooit enigiets gee wat uit dwang is nie. Ons moet nooit iets vir die Skepper doen om menslike eer of om menslike erkenning te wil ontvang nie. Ons hemelse Vader sien alles wat ons doen en ons hemelse Vader se goedkeuring is dan al wat ons nodig het. Die Fariseërs wou altyd menslike beloning gehad het. 'n Klop op die skouer wanneer hulle iets gedoen het. Hulle het van menslike aandag gehou en was eintlik baie behep daarmee, rakende hulle eie selfsugtige dade. Hulle het altyd aangekondig wanneer hulle iets doen of iets gee, sodat almal tog net kan sien hoe goed hulle is en dat hulle geprys kan word daarvoor. En so verskuif die fokus, in plaas van om God te eer, kry die mens dan die eer. Selfgeregtigheid. Markus 8 vers 15. En hy het hulle beveel en gesê: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en vir die suurdeeg van Herodes. En dan ook Lukas 16 vers 15. En hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julle self regverdig voor die mense, maar God ken julle harte. Want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel voor God. So ons besit baie boeke kennis en ons boeke kennis al ons harte aangeraak. Of maak ek staat op die feit dat ek die waarheid ontdek het en nou maak dit my beter as ander? En dit is seker een van die aspekte wat van die Fariseërs wat hulle altyd gekoester het en hulle het altyd gereken dat hulle kennis hulle verhewe maak bo ander mense. Meeste lede van die Sanhedrin was baie meer besorg oor hulle posisies en mag as wat hulle na waarheid gesoek het. Hulle het nie hulle eie sonde raak gesien nie, maar het eerder hulle self gesien as baie beter as die gewone mens. As leiers van Israel moes hulle mense na God toe gelei het. In plaas daarvan het hulle nog net meer en meer mensgemaakte wette op die mense probeer afdwing. Onderskeiding van wat ons hoor, Lukas 8 vers 18. Pas dan op hoe julle hoor, want elkeen wat het, aan hom sal gegee word. En aan elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy dink dat hy het. So ons sal geloof hê in die dinge wat ons die meeste van hoor. Ons kan daarteen waak en ons harte bewaar teen misleidende woorde dit te filter deur die woord van God en met behulp van die Heilige Gees. Romeine 10 vers 17 sê vir ons dat die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Dan werk dit ook in die negatief en dis moet ons ore instel om te luister na wat waarheid is. Hoe meer waarheid ons hoor, hoe meer waarheid sal ons glo en hopelik dit ook toepas. Die waarskuwing van Christus wys vir ons dat ons nie net versigtig moet wees in wat ons hoor nie, maar ons kan verloor wat ons besit en wat ons opgedoen het. En sodoende kan ons begin luister na 'n verkeerde stem. Sien, die werk van die Heilige Gees is dan van uiterste belang. Die Gees van waarheid om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. As daardie stem van die Heilige Gees nie meer met my praat of met my kan praat nie, hoe sal ek dan die ware weg ken? Hoe sal ek weet wat waarheid is? Watter sonde is daar dalk nog in my lewe om dit te kan bely en daarvan ontslae te kan raak?
om nie te luister nie. Markus 13 vers 23, maar julle moet op julle hoede wees, kyk ek het dit vir julle vooruit gesê. En Matteus 11 vers 15, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En dit is baie merkwaardig dat Jesus sekere dinge vir sy disippels oor en oor moes sê en herhaal, want hulle het dit nie die eerste keer gesnap nie. Hulle was te besig met ander kwessies en het nie die betekenis verstaan, of dit nie probeer verstaan, van alles waarvan Jesus hulle oor gewaarsku het nie. Hulle was ook skuldig aan die wat hoor, maar nie luister nie, wat kyk, maar ook nie sien nie. En dus het hulle die hele kruisiging en opstanding waarheid gemis, en sekere van Jesus se volgelinge het dan ook die hasepad gekies toe hierdie dinge begin afspeel het. Nou ons kan ook skuldig word aan 'n lewe wat belas is met die dagse besigheid, wat ons verhoed om regtig dit wat God wil hê, ons moet hoor, nie in te neem nie, of dit hoor en dit nie regtig ter harte neem nie. Ons lees die dinge, maar dit tref nie ons hart nie. Om nie te luister nie is dalk ook die oorsprong van baie dinge wat chaos in ons lewens veroorsaak. Omdat ons nie gehoor gegee het aan die instruksies nie. Ons het God se woord wat ons waarsku sodat ons kan gereed wees vir die temptasies wat ons daagliks in die gesig moet staar. As ons nie opgelet het wat God se woord vir ons sê nie, kan ons dan 'n verkeerde besluit maak en dit kan op 'n baie groot ramp uitdraai. Skynheiligheid en voorgee. Lukas 11 vers 35. Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. Weereens het ons die voorbeeld van die Fariseërs en nog 'n negatiewe eienskap van hulle was die van voorgee. Hulle wou altyd belangrik lyk. Hulle was so skynheilig dat toe hulle Jesus geoordeel het en dat hulle nooit hom erken het as die ware Messias en ook nie as die verlosser nie. Ook kon hulle nie die duisternis wat in hulle harte was raak sien nie en hulle was blind vir hulle eie foute. Hulle het 'n haat gekoester en selfs op Sabbat beplan om 'n moord te pleeg. Hulle het gereken dat hulle regverdig is alhoewel hulle harte vol dooie mensbene is. Hulle het ander geoordeel en swaar laste op ander geplaas terwyl hulle die wetgewer nie geëer het nie. Hulle het gedink hulle aksies dra Jehovah se goedkeuring weg. Maar Jesus het hulle skynheiligheid geken en hulle gewaarsku. Hulle gee tiendes tot en met die kleinste ding soos munt en komyn, maar versuim om die hart van die wet na te kom. En hoogmoedigheid het baie groot mense al laat val, omdat hulle oë altyd net op hulle self gerig is. En wanneer dit gebeur in die persoon se lewe, is hulle nie meer ontvanklik vir advies nie, wat nog van die behoefte van hulle medemens. Hebsug en gierigheid, Lukas 12 vers 15. En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Plaas prioriteit in die Skepper en dit sal jou beskerm teen gierigheid en begeerlikheid. Ons val baie keer in die struik wanneer ons na ander mense kyk en hoe ons onsself opweeg teenoor ander mense. Want ons weeg ons op aan ander en dan voel ons kom kort. En dit is een ding van die mens, dat hy ook maar nooit tevrede sal wees nie. Prediker 5 vers 9 sê vir ons, hy wat geld liefhet, kry nooit genoeg van geld nie. En wie rykdom liefhet van inkomste nie, ook dit is te vergeefs. En ons hoef ook nie te streef om meer en meer te hê nie. Wanneer ons fokus op die lewegewer, op die ware bron van alles, sal hy ons behoeftes vervul. Ons ware skat is nie hier op die aarde nie, maar in die hemel, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Onvergewensgesindheid, Lukas 17 vers 3 en 4. Pas op vir julleself, en as jou broeder teen jou sondag, bestraf hom, en as hy berou kry, vergewe hom, en as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondag, en 7 maal op 'n dag na jou toe terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Nou om ander te vergewe is dan nie 'n opsie nie, maar verpligtend.
En ons wat teenoor ons Skepper Sondag wil ook graag vergifnis van God af ontvang. Om bitter te wees en om te weier om mense te vergewe wat ons te nagekom het, diskwalifiseer ons onsself om ook van God vergifnis te ontvang. En die evangelies is baie duidelik hieroor. Maar hoe baie mense wat Jesus as hulle verlosser noem, het nog nie daardie opdrag ter harte geneem nie. Vleeslike plesier, Lukas 21 vers 34. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Ons word vermaan in die boek van Galasiërs om in die gees te wandel, en dan sal ons die liste van die vlees nie inval nie. Gelowiges ontvang 'n nuwe natuur, maar ons liggame is nog nie verander na 'n verheerlike liggaam nie. Ons kom nog steeds in die versoeking, en dalk kom jy meer in die versoeking nou dat jy bekeerd is, of besluit het jy gaan jou hart aan die Here toewy. Dan is daar ook hierdie stryd of oorlog, 'n geveg in ons denke en ons emosies, en daarom vermaan Jesus ons om altyd waaksaam te wees. As ons toelaat dat ons harte beswaard raak met daardie begeertes, dan is ons dalk net meer ryk om in sulke versoekings toe te gee. As ons ywerig is om 'n lewe te lewe, gehoorsaam aan ons Skepper en ook so sy instruksies te volg, sal ons vry wees van die ellende wat misleidings teweegbring. Ons moet daagliks God se teenwoordigheid in ons lewens soek en daarna vra. En dan sal die teenwoordigheid van God ons versterk teen die versoekings en teen alles wat verkeerd is. En dit wat ons ook dalk mag verkeerdelik begeer. En dit is nou maar net vanoggend 'n kort oorsig waarmee ons daagliks te doen het. En sê die skrif nie vir ons dat ag dit louter vreugde wanneer jy in allerlei versoekings val nie? Want as ons die toets deurstaan, sal ons die kroon van die lewe ontvang. En dit is dan waar ons hierdie gedeelte van Openbaring 3, sy brief aan die gemeente van Philadelphia, dan met ons vanoggend betrekking het. Ons teksvers van vanoggend. Want ons lewe in die eindtye en ons verwag die wederkoms. En dan is nog daardie groot toets waarvan Openbaring 3 vers 10 ons van waarsku. Dit is nog aan die kom en ons moet gereed wees daarvoor. So kom ons kyk net gou vlugtig na Openbaring 3 vers 8 en dit sê, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. So wat beteken hierdie geopende deur? En waarna toe lei dit? Die geopende deur laat ons dan vanoggend toe om binne in die allerheilige deel van die hemelse heiligdom in te kyk. En ek dink ons is baie bevoorreg vanoggend dat ons die heiligdom leerstelling het en dat ons dit bestudeer en dit verstaan. Want dit help ons om baie meer waarhede in die skrif oop te sluit. En soos ons dan vanoggend in die allerheilige deel inkyk, wat sien ons daar? Ons sien Jesus as ons hoëpriester wat voor God se troon staan, wat vir ons intree. Met ander woorde, ons kan nog vanoggend na die troon van genade gaan om geregverdig verklaar te word. Ons kan nog vergifnis van ons sondes ontvang, mits ons dit bely het. Jesus se werk as hoofpriester gaan een of ander tyd ook eindig. En as ek nie my sondes bely nie, dan gaan dit vir ewig te laat wees. Dan sê vers 8 ook verder, want jy het min krag. Nou die kerk van Philadelphia was nie noodwendig 'n baie groot kerk in terme van sy fisiese grootte nie. Dit kan ook beteken dat die gemeente ook nie 'n baie groot invloed rondom hulle gehad het nie. Maar ten spyte daarvan word die gemeente geprys daarvoor dat hulle getrou gebly het vir hulle en vir hulle uithou vermoë ondanks hulle min krag. Hulle het God se woord bewaar en nie hulle Skepper se naam verloon nie. Hulle het sy getroue volgelinge gebly, kom wat wil. En dan weer eens my teksvers van oordenking, Openbaring 3 vers 10. En omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het,
sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. So alhoewel ons deur 'n paar punte vanoggend gegaan het, waar Jesus ons waarsku om nugter en waaksaam te wees, en waar ons moet pas op vir die misleidings van die Satan, waarmee hy ons op 'n daaglikse basis mee versoek, kom daar dan 'n definitiewe periode van intensiewe beproewing, wat net aan die plaaslike gemeente, die van Philadelphia gekoppel is nie, maar 'n intense beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. En as ek dan nie die daaglikse versoekings en misleidings waarvan Jesus ons waarsku kan oorkom nie, hoe sal ek dan staan wanneer daardie laaste groot toets kom? Net om te weet dat daar iets aan die kom is, beteken nie noodwendig dat ek gereed is daarvoor nie. Voorbereidings moet daarvoor gedoen word. En dis het ons hier die woorde wat die Here vir ons in die skrif opgeteken het, sodat ons kan pas op en op ons hoede wees, sodat ons kan voorbereid wees om daardie groot toets tegemoet te kom. Ons gaan tog niks van hierdie ou aarde saam met ons eendag neem nie, behalwe ons karakter. Daar het dan al so baie tyd verloop en waar staan ons? Mense gaan dalk met my verskil en miskien loop ek bietjie op dun ys, maar ek glo dat ons nie in ons sondes gered gaan word nie, maar van ons sondes gered word. Ons moet totaal en al van die sonde ontslae raak terwyl daar nog tyd is, want as daardie geopende deur toegaan, dan is dit altyd verby. Te vergeef sal ons aan die deur klop en dit sal nie oopgemaak word nie, maar ons sal net 'n stem hoor van Jesus wat sê, gaan weg want ek ken jou nie. En soos ek dan na myself kyk vanoggend, is daar dan so baie dinge aan hierdie ou gebroke karakter van my wat ek moet aan aandag gee. Die 7de dag Adventiste Bybelkommentaar sê vir ons die volgende, en dit is toepaslik op hierdie gedeelte van Openbaring 3 vers 10. Terwyl die tweede koms van ons Here Jesus Christus nader kom, word die sataniese magte van onder af beweeg. Satan sal nie net as 'n mens verskyn nie, maar hy sal Jesus Christus naboots, en die wêreld wat die waarheid verwerp het, sal hom ontvang as die Here van die Here en die konings van die konings. Die boosheid en die toorn van die Satan gaan toeneem, na mate sy tyd wat hy op aarde gegee word, al hoe minder word. Sy werk van misleiding en verleiding, bedrog en vernietiging sal sy hoogtepunt bereik in die tyd van moeilikheid. So die klimaks en die groot drama van misleiding sal die Satan dan hom voorstel of hy self Christus is. Die kerk het al lankal verkondig dat die Here gaan terugkom en dat ons op die uitkyk moet wees vir die wederkoms van die Here, as die vervulling van die hoop wat in hulle is. Nou sal die groot bedrieger dit laat lyk of Christus gekom het. In verskillende dele van die aarde sal Satan homself onder die mense manifesteer as 'n majestueuse wese van skitterende helderheid, net soos die beskrywing van die Seun van God wat Johannes vir ons in die boek Openbaring opgeskryf het. In die wêreld wat al klaar moeilik is en nog moeiliker word by die dag, gaan mense 'n uitkoms soek en die Satan staan gereed om dit vir die mens te bied. Wanneer dit dan by sonde kom, is die woord van God dan baie ernstig om dit aan te spreek. En die boodskap is nie altyd maklik om te gee nie, of dalk nie altyd maklik om te ontvang nie. En alles die woord van God, soms harde woorde, moet ons nooit en hoef ons nooit wanhoopig te wees nie. Soos hy konstant die mens daagliks teiken, die Satan, moet ons nie die beloftes wat God vir ons in sy woord opgeskryf het vergeet nie. En ek hoop nie dat julle vanoggend daardie belofte gemis het wat ons in Openbaring 3 vers 10 vir ons opgeteken is. Want God se belofte is dat hy ons sal bewaar in die tyd van beproewing. God gaan ons nie daar uithaal nie. Hy gaan nie die beproewings wegvat nie. Maar hy staan aan ons sy soos ons deur die lewe en deur die beproewings gaan. Ons Skepper se belofte is dat hy saam ons is tot aan die volëinding van die wêreld. En dan sluit ek vanoggend my boodskap af
En ons is nog steeds in Openbaring 3 en dan lees ek dan om af te sluit 'n baie mooi belofte wat die Here vir ons daar gegee het, Openbaring 3 en ek lees vanaf vers 11 tot en met 13. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon van die lewe neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Baie dankie, mag die Here julle dan verder ryklik seën. Afsluit. Goed, ons sluit af dan met lied 330. In die hemel, Here, daar seker nie 'n tyd soos die waar ons U Heilige Gees so nodig het nie, en daarom, Here, is dit ons begeerte en ons bid en vra, Here, in hierdie moeilike tye en dit wat vir ons wag, Here, dat U Heilige Gees sal stuur om so in ons harte te werk, Here, sodat ons karakters so kan op so 'n plek kan kry, Here, dat dit sal aanneemlik wees vir U, dat as U kom op die wolke, Here, dat ons saam met U kan huis toe gaan. Here, ons vra dat U ons sal seën in hierdie nuwe en onbekende week wat kom, en ons bid, Here, vir elkeen wat hier is en waar hulle op hulle eie pad gaan, dat U saam met hulle sal gaan. Here, ons geliefdes wat vanoggend nie hier is nie, Here, mag U ook hulle aanraak en hulle seën, en watter uitdaging hulle ook in die gesig staar. En as die wil is, Here, dat U ons weer sal saambring, en ons bid en vra dit in Jesus se naam alleen. Amen.